Genesis hoofstuk 2, ons gaan net die eerste 9 verse lees. Ek hoop dat u voorberei het en ook die eerste hoofstuk gelees het. Ons wil vanmôre stil staan by die herskepping wat ons dan al van gelees het van die teenswoordige of dan die huidige hemel en aarde. So dan voltooi die hemel en die aarde met sy ganse leermag. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het. En op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en het geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het, deur dit te maak. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde, toe hulle geskape is. Die dag, toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante wat in die veld het nog uitgespreid nie, want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie. En daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Maar 'n mis het opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevochtig. Die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Ook het God 'n tuin geplant in Eden, in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitsprei, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van kennis van goed en kwaad. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitsprei. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Die Here seën dan as u vanmôre gaan hoor, so sê die Here. Ons is besig met ons reeks oor die regsny van die woord van God, en wil ons dan stil staan vanmôre by die skepping van die huidige of dan die teenswoordige hemel en aarde. En so onthou dat Petrus vir ons in 2 Petrus hoofstuk 3 gesê het dat daar was 'n toenmalige aarde, daar is 'n teenswoordige aarde en daar gaan 'n toekomstige aarde wees. Baie duidelik 'n onderskeid in 3 eeutydperke, 3 eras van die verloop van God met die mens op die oppervlak wat hy geskep het. Ons is vanmôre dan besig en gaan wegspring en daar is soveel diepte, daar is soveel wonderlikheid, dat ons sekerlik baie langer hieroor met u kan deel, maar ek wil probeer vanmôre om dit in een boodskap met u te deel, sodat ons kan vorder. Ek wil vinnig teruggaan na 2 weke gelede, en ons het gesien dat die duur van die toenmalige aarde se skepping onbekend is. En ons het ook gelees dat daar etlike duisende jare kon wees wat hierdie toenmalige aarde, die eerste aarde dan, wat met deur water en uit water ontstaan het en vergaan het, dat daardie aarde kon bestaan het. Ons was nie daar nie, ons maak die afleidings uit die woord van die Here. Ek het in hierdie week maar net weer opnuut, toe ek hierdie goed lees, besef, dat die wêreld of dan evolusie, of wat ook al wetenskaplik 'n klomp dinge wil sê en kwytraak, en dan vir fotos of bewyse stuur, dat die aarde miljoene jare oud is, deur te verwys dat dit hierdie aarde is, en dat die aarde deur een of ander ontploffing ontstaan het, net weer opnuut besef toe ek die woord lees,
In die begin, sê hy, het God geskape. En dis hoe ver ek vanmôre dit gaan glo. Maar die wonderlikheid is dat die Bybel vir ons tog aanduiding gee, dat dit kon moontlik die plek wees van die dinosourusse en ook dan die oermense op hierdie toenmalige aarde, maar nie die mens soos God dit in die Bybel geskryf die dag toe hy Adam en Eva geskep het. Ons was nie daar nie, hulle was nie daar nie, maar die Bybel sê dat wat ook al gebeur het, God sê Adam die eerste mens is. God maak baie duidelik, en Paulus dan in 1 Korintiërs 15 vers 45, hierdie opmerking as hy sê, so is daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword. En dat ons het gelees in Genesis 2, dat toe God vir Adam geskep het, hy hom 'n lewende siel gemaak het, en die laaste Adam verwys na die Here Jesus, nie net 'n lewende siel geword het nie, maar 'n lewende, makende gees ontvang het. So dis baie, baie belangrik, dat hierdie waarheid in ons harte vaslaan, dat ons oorsprong by Adam is, ons sonde as gevolg van Adam is, maar dat God 'n mens in die lewe geroep het deur die geboorte van die Here Jesus, God op die aarde, wat vir ons 'n lewend makende gees kom gee. En dit gee vir ons hoop om aan te gaan. Nadat die aarde verwoes was, het ons 2 weke laas gesien, met die moontlike opstand, rebellie en die val van Satan, kon dit ook vir etlike jare geduur het. Daar is sommige wat meen dat dit nie gekoppel kan wees by hierdie gebeurtenis nie, maar ek wil vanmôre probeer om vir jou te wys, dat by die herskepping, daar nie minder as 2 keer in hierdie herskepping melding gemaak word, dat die val van Satan gekoppel kan word in die tydperk tussen die toenmalige aarde en die teenswoordige aarde. Genesis 1 vers 1 en Efesiërs hoofstuk 6 vers 12. Nêrens in die Bybel is tyd vir die toenmalige aarde enige faktor nie. Maar wanneer ons na die teenswoordige aarde kyk, het God tyd begin met die skepping van die mens, omdat tyd binne profesie noodsaaklik is. En so wat ons vorder, gaan u sien dat dit belangrik is dat ons ook hierdie tydsaspekte moet verstaan, dat God in bepaalde tydsaspekte by verskillende geleenthede met verskillende mense gewerk het, en ons noem dit dispensasies. Wanneer jy Genesis 1 vers 3 tot 31 oopmaak, sien ons dat die Bybel praat dan, en hy gebruik nie die woord herskep nie, maar uit die konteks gaan ons agterkom dat Genesis 3 vers 3 tot 31 die herskepping en nie die skepping van die hemel en die aarde is nie, maar 'n terugroep of 'n terugkeer van die aarde vanuit sy verwoeste staat. Ons kan amper sê dat die herskepping 'n tipe van die ontwaking van die aarde was, vanuit sy donkerte na lig, vanuit die winter van die ou aarde na die sonskynstadium van die teenswoordige aarde. Vers 2 bevestig dit as hy sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, vers 2, en die aarde was woes en leeg. En ons sien dan die tussenpose wat daar mag gewees het tussen vers 1 en vers 2. Wat belangrik is, dat die eerste 4 dae van die skepping, of van die herskepping,
baie duidelik, en ons gaan vinnig daarby stil staan, 'n tipe van terugroep of terugbring van dinge baie duidelik maak wat woes en leeg of weggesteek was. En God dan dit terugroep, sodat daar tot by vers, of die eerste 4 dae, dinge weer herstel word van dit wat op die toenmalige aarde was. Eers by dag 5 word daar vir die eerste keer na Genesis 1 vers 1 die woord bara gebruik word beteken om te skep uit niks. Soos wat ons in die begin lees, in die begin het God die hemel en die aarde gebara. Om die skepping van nuwe dinge te beklemtoon. En dit is baie belangrik dat ons hierdie sal raak sien, want dit is nie 'n voortsetting, die dier en die mens is nie 'n voortsetting van die ou aarde nie, maar 'n nuwe skepping wat God op die nuwe aarde gemaak het. So daar kan geen konnotasie wees as jy sou glo dat daar oormense was op die toenmalige aarde, dat dit ontwikkel het deur evolusie en dit ons gemaak het. God sê, hy het die mens geskep op hierdie aarde deur hom uit niks te maak. Hy het nie ontwikkel nie. Goed, kom ons gaan vinnig vorentoe. Wanneer ons kom by die begin van tyd en die herskepping, is dit belangrik dat ons die volgende raak sien. Interessant, dat by hierdie herskeppingsverhaal begin om melding te maak van die derde persoon in die goddelike drie-eenheid wat betrokke was by die skepping van hierdie teenwoordige hemel en aarde. En interessant, as u dit sou gelees het, dat u dit sou raak sien as hy sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed. Hoor nou, en die gees van God het gesweef op die waters. Onmiddellik, wanneer hierdie aarde herskep word, maak God melding dat die derde persoon van die goddelike drie-eenheid absoluut teenwoordig is by hierdie vestiging van God se plan wat hy met hierdie skepping en hierdie mens het. Die woord sweef word gebruik en die vertaling daarvan word vertaal as 'n beweging deur middel van vibrasie. So aan die ander woorde, hy sê, en die gees van God het vibreer op die aarde. 'n baie belangrike stelling. God skep deur die krag van die gees, die bewegende krag van die gees en deur 'n woord te spreek. Nêrens lees ek dat daar iets ontplof het. Maar ek wil vir jou sê, as God se woord dan 'n ontploffing kan wees, dan wil ek dit aanvaar. As die uitwerking van God in jou lewe, of die skepping van die mens 'n ontploffing moet wees, dan wil ek in die Big Bang glo. Maar dis nie 'n ontploffing vanuit niks tot iets nie. God se woorde het die krag om te skep deur die Heilige Gees. Ek wil nie tyd mors nie, ek wil hê dat as jy tyd kry, moet jy Spreuke 8 baie noukeurig gaan lees. En jy sou lees hier dat daar gepraat word deur baie slim Salomo van die begin van tyd. Hy sê, ek was daar, sê die wysheid, sê God, voordat die berge ingesink het, voor die hemels is ek gebore. Hy gebruik beeldspraak. Toe hy die aarde en die velde en al die stoffies van die wêreld nog nie gemaak het nie. Toe hy die hemel uitgebrei het,
toe hy die kring op die oppervlakte van die wêreld vloed getrek het, en so gaan hy aan. En dan kom hy in vers 31 en hy sê, toe ek gespeel het op sy wêreld rond, en my verlustigheid was met die mense kinders. Ek was nog nie in die hemelruim nie. So ek kan nie vanmôre vir jou sê of die aarde rond of plat is nie. Die foto's wat ek sien en die beskrywings wat ek sien, sê een klomp die aarde is plat en een klomp sê die aarde is rond. Nou, daar is baie maklik dat jy dinge kan manipuleer en NASA foto's stuur van 'n ronde aarde wat spin. En wat ook al die geval is, maar ek lees hier iets baie interessants. Hy sê het ek gespeel op sy wêreld rond. So tog kom die Bybel en hy plaas klem op die feit dat daar 'n ronding van die aarde is. Soos ek sê, ek was nie daar nie. Ek kan nie vir jou sê nie, ek glo dit wat die Bybel sê. En dan kom hy in Job 38 vers 4 en verder, en jy moet dit ook gaan lees, hy sê, hy vra die vraag, hy sê, waar is sy fundamentklippe ingesink? Waarop sal hierdie aarde staan? Of hoe sal hierdie aarde bly waar hy is? En dan verduidelik hy verder en hy kom baie belangrik en hy sê dat die Here het die grense gestel vir die waters. En die Here het dinge bepaal wat moet gebeur. Maar dit wil tog lyk as ons dit lees dat die Here op 'n plek kom waar hy ook in Job sê dat dit 'n ronde oppervlak kan wees. Waarop God dan sonder mense hande, sonder dat daar 'n fondasie is waarop hy staan, soos die flat earth ouens sê, dat hy iewers op pilare staan, want hy vra, waar is hierdie pilare? Maar dit is interessante goed wat jy moet lees, as mense jou wil teespreek, en dit is belangrik dat jy hierdie goed sal verstaan, dat ek vir hom sê, maar ek weet nie, maar ek glo wat die Bybel sê. Wat wil jy glo? In die begin boom, of in die begin God? En jy kan besluit wat jy wil. Maar die feit van die saak is, die Bybel sê vir ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. En dit bring by die verskillende woorde wat daar gebruik word vir skep. In Genesis 1 vers 1 staan daar, in die begin het God geskape. Vers 26, laat ons mense maak, en hy sê dan later, en God het die mens geskape. Nie laat voortkom uit iets nie, maar uit niks uit iets gemaak. Geskape is 'n aktiewe werkwoord, 'n aksiewoord, wat iets onsienbaars roep dat dit bestaan. Maar as jy na die volgende verse kyk, dan staan daar 'n passiewe gebruik van 'n werkwoord, as hy sê, laat daar. En dis 'n opdrag wat in die passiewe vorm gegee word, dat iets moet ontstaan, of iets moet teruggeroep word, of opgeroep word, sodat dit weer kan verrys. Vers 3, vers 6, vers 9, vers 11 en vers 14 sê dit elke keer, laat daar, laat daar, laat daar. Maar dan kom ons by vers 20 en 24, en alhoewel daar laat daar gebruik word, staan daar in die konteks van die vers, het God geskape die diere van die veld, die voëls van die hemel, die visse van die see, en ook dan die mens. Kom ons begin vinnig, en ons het 'n paar minute oor, om na die skepingsdae vinnig te kyk. En ek wil jy moet jou Bybel oopmaak, en saam met my Genesis 1,
deurlees. Ek gaan hom vinnig vir jou lees. God het gesê, dag 1, laat daar lig wees. En daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen lig en duisternis. En God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre die eerste dag. As ons na dag 1 kyk, dan moet jy verstaan, as jy die Bybel wil vergelyk skrif met skrif, dat die lig in vers 1 nie die sonlig was. Want die sonlig is eers herstel by dag 4. So van watter lig praat hy? Ek meen, en as ons na die oorwegende vertalings kyk, dan sal ons agterkom dat hy praat van 'n tipe, kom ons noem dit elektriese lig, wat hitte gegenereer het, wat moontlik die water wat oorstroom is en die vog wat in die lug was in die toenmalige aarde toegemaak het om daardie water dan te laat verdamp sodat die aarde sigbaar kan word en hierdie lig dan die teenwoordigheid van God kan wees. Want in Johannes 1 vers 5 lees ek dat God se teenwoordigheid lig is. Hy sê hy het die lig in die wêreld gebring en die duisternis kan dit nie oorweldig nie. Ek wil hê jy moet fokus op vers 4 as hy sê dat die lig goed was. God assosieer homself met wat? Met lig. Duisternis is juis die probleem in die mens se lewe. En God sê hy maak skeiding tussen lig en hy assosieer homself met lig. En jy gaan nou sien of ons by dag 2 kom, die moontlikheid dat wat met duisternis bedoel kan word. Maar ek wil jy moet mooi kyk na vers 5 se B gedeelte as hy sê, en dit was aand en dit was môre die eerste dag. Waar begin 'n Bybelse dag? Nie 12 uur in die aand. 'n Bybelse dag begin met sonsonder en hy eindig met sonsopkoms. So die son gaan onder en die dag 1 begin met die nag, die dag en die nag. Die oomblik as die son sak, is die einde van die dag voltooi. En dis belangrik want dis ook die manier hoe God dan die tye en die seisoene werk as ons later daarby sou stil staan. Kom ons blaai na dag 2 toe. En ons kom by vers 6. En ek lees, hy sê, en God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen waters en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die aarduitspansel is geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so. En God het die uitspansel hemel genoem en dit was aand en dit was môre die tweede dag. Wat sal bedoel word met die woord uitspansel? Ek lees en ek verstaan dat as jy nou na dag 3 toe gaan, dat daar suurstof moet wees. So deur die wanorde van waters, wat die lig nou net met dag 1 kom verlig het, kom God in dag 2 en hy skuif en hy maak water bo, hy noem dit later die hemel, en water onder, en hy gee aan daardie watermassa nog nie 'n naam nie.
maar hy maak skeiding deur die atmosfeer gereed te kry, sodat suurstof lewe kan onderhou. Interessant, as jy vers 6, 7 en 8 lees, dat daar nêrens melding gemaak is dat God sê en dit was goed nie. Al die ander dae sal jy sien, sê hy, en dit was goed. Net by dag 2 lees ek dat God nie so sê nie. En dis een van die eerste redes wat ons kan aanvoer dat aan die einde van dag 1, die skepping van dag 2, God nie sê dat dit goed was nie, omdat die duisternis en die hemel die vergaderplek van die bose is. Want kyk wat sê Efesiërs hoofstuk 2 vers 2. As hy van die lug praat, dan sê hy die owerste van die mag van die lug, die duiwel, die bose, woon daar. Dis van waar hy uit die hemel uitgewerp is. Waar hy later in Openbaring 12 op die aarde gaan hier afgewerp word en in die antichrist gaan invaar en van daar af in die hel gewerp gaan. Efesiërs 6 vers 12 praat, hy sê ons wortel is nie teen vlees en bloed nie, maar teen wêreldheersers, die owerstes van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. So ek glo dat God van hierdie dag nie sê dat dit goed is as hy die skeiding maak tussen lug en grond nie, of waters bo en waters onder nie, omdat die duisternis waar hy hom van ontneem het, die woonplek van die bose ontbloot het. En daarom is ons aanvalle vanuit die lug. Kom ons blaai en ons gaan aan na die derde dag. En op die derde dag gebeur daar baie interessante dinge. Ek lees vers 9. En God het gesê, luister mooi, laat die waters onder die hemel, die water onder nou, hulle op een plek versamel, sodat, hoor nou, die droë grond sigbaar word. God skep nie die droë grond. Die waters by dag 2, water bo skei hy, en dit word later die wolke wat dan later die reën sal bring, maar die water onder is nog steeds op die plek waar die hele aardbodem bedek is. En God sê op dag 3, water van die onder versamel op een plek, sodat die droë grond tevoorskyn kan kom. Wat baie duidelik, en as jy nou daarna kyk, terugwys na dit wat op die aarde by die toenmalige aarde was, dat dit weer tevoorskyn kom. Hy doen die verskyning van vaste grond, die versameling van waters op een plek, en dan die herverskyning van plantlewe. Ek lees aan. Hy sê versamel op een plek, en hy het dit see genoem, die waters onder, een plek met mekaar, en hy noem dit see. Toe sien God dat dit goed was. Nou is die water op een plek, en die aarde, die droë grond staan letterlik uit sy watergraf uit op. En wat gebeur nou? Vers 11. En God het gesê, kyk nou, laat die aarde, wat staan daar? Voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee, en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra,
waarin hulle saad is op die aarde. En dit was so. En die aarde het vroot gebring. Graspruitjies, plante, bome wat vrug gee, waarin hulle saad is volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was, en dit was aand en dit was môre, die derde dag. Wat gebeur hier? Ek het nou nagelaat, ek het vanmôre, of in die week het ek 'n foto gesien daar by ons. Januarie maand sal jy onthou met die vloed. Het die water daar van ons omgewing af gespoel. En die water het 'n klomp grond gebring, en binne in die kanale en binne in die dam ingegooi. Soveel so dat die Karavanpark oorstroom het. Hulle het hierdie grond wat verspoel is, daar uit Merensky uit, het hulle dan uitgegrou, die dam se opening leeg gemaak en dit alles op 'n hoop daar langs die dam gegooi. En weet jy wat sien ek in die week? Op daai hoop riviersand of spoelsand kom daar bossies uit. Sien daar geplante. Van waar kom daai groenigheid? Dis van die saad wat binne in die grond was, wat weggespoel het. En toe daardie grond uitgehaal word en eenkant gesit word, toe gee dit kans dat die saad wat binne in die grond is, ontkiem. En dis presies wat hier gebeur. En die Here sê, laat die aarde voortbring graspruitjies waarin hulle saad is en bome wat vrugte dra volgens hulle saad. So aan die ander woorde, toe die grond uit die watergraf uit opstaan en die water op een plek versamel het dit kans gegee dat die saad binne in die grond kan ontkiem. Maar nou, wat het 'n plant nodig om te groei? Sonlig, fotosintese. Nou sal die ouens hoor wat sê dat hierdie dag wat hiervan gepraat word nie 24 uur kan wees. Dit kan honderde jare wees en hulle haal die Hebreërs aan wat sê 1000 jaar vir God soos een dag en een dag soos 1000 jaar. Ek wil vir iets anders verwys. Dat God dan 24 uur voordat hy die ligdraers skep, die opdrag gee dat die plante moet ontkiem. Want binne 24 uur moet hierdie plantjie wat bo kan die grond kom, wat kry? Sonlig. Dat hy kan funksioneer. So met ander woorde, ek maak weer die afleiding, ek was nie daar nie. Dit is belangrik dat die woord dag op 'n gewone dag van 24 uur wys. Omdat die plante nie as 'n dag 1000 jaar is, sou kon oorleef het na dag 4 toe. Dit is belangrik ook om te sien dat die plantlewe nie geskep is nie, maar dat dit eerder opgewek is uit die saad wat in die droë grond gelê het, toe die water dit oorspoel het. En dis 'n baie interessante opmerking wat ons hier moet maak. Kom ons gaan na dag 4 toe. By dag 4 lees ek die volgende, vers 14. God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel, wat hy nou hemel genoem het, om skeiding te maak tussen dag en nag. En laat hulle dien as tekens, sowel vir vaste tye, as ook vir dae, sowel as jare. Nou sal jy hoor dat ouens wat anti-skepping is, vir jou sê dat die Bybel homself weerspreek. Want daar staan dat die sonlig het skeiding gemaak tussen dag en nag. Maar by vers 4 van dag 1 staan daar God het lig geskep en God het skeiding gemaak tussen lig en duisternis. Hierdie skeiding maak is gepaard gaande met
tyd. Want hy sê die skeiding wat hy gemaak het, is dat 'n dag van daardie dag af, kom ons noem dit nou gemiddeld 12 uur sal hê. En 'n nag van daardie oomblik af 12 uur sal hê. Omdat hy sê dat die skeiding is nou vaste tye vir dae, seisoene, sowel as jare. Baie belangrik om dit te sien. Die herskepping van die ligdraers vind plaas op dag 4. Nou, ons was nie daar nie. Die moontlikheid kan wees dat die hitte van dag 1, daardie lig wat die Heilige Gees vibreer het en God se teenwoordigheid hierdie hitte veroorsaak het, wat die water kon laat verdamp het, die vochtigheid laat ontdamp het, en op dag 4 die son en die maan en die sterre en die planete sigbaar geword. Maar dat God dag 4 gebruik het om dae en jare en maande vas te stel, baie duidelik hier gesien word. Want dit is die eerste keer van dag 4 af, waar daar seisoene, waar daar tyd en waar daar jare en maande in verband gebring word met die skepping en die onderhoud van die mens. Interessant dat hier ook gesê word, en dit was goed. Kom ons gaan by dag 5. By dag 5 lees ons dat God het gesê, laat die waters wemel. En kyk nou hierso. Hy gebruik die woord, die passiewe werkwoord, laat die waters wemel, wat met die terugroep van die eerste 4 dae in verband gebring kan word, as jy nou dit net lees. Laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg, langs die uitspansel van die hemel. En nou vers 21. En God het die groot seediere geskape. En hier word die woord barag gebruik. Alhoewel die opdrag is dat hulle voortkom, is die skepping 'n aktiewe woord uit niks. Die groot diere geskep en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En God seën hulle en hy sê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde. Wat ek hê jy moet hierop let, is 'n baie belangrike stelling. Visse en voëls word geskep na hulle soorte. En as ons nou by die diere kom by dag 6, gaan jy nou iets anders daar raak sien. Die voëls en die visse wat geskep is geskep soort vir soort. Wat weerspreek dit? Dat 'n eensellige amoeba struktuurtjie ontwikkel het in 'n padda in 'n vis in 'n dier, en 'n dier in 'n mens. Want hulle is geskape volgens hulle soorte. Daar is elke spesies wat ons vandag het, of hy nou ontdek is of nie ontdek is nie, het God op dag 5 soort by soort geskep. So ander woorde, daar is nie plek vir die ontwikkeling van diere uit niks na meer gesofistikeerde diere, na iets wat voete kry wat kan loop nie. 'n vis was 'n vis omdat 'n vis so geskape is. 'n vis is nie 'n slegter voël nie, of 'n slegter wese wat nou op sy voete loop nie. 'n vis was 'n vis en 'n voël was 'n voël, wat hy so geskep. En dit moet ons onthou en nie toelaat dat ons kinders hierdie snerp leer van hierdie ontwikkeling uit niks uit. Want dis wat in die biologie en in die skeikunde boeke vandag staan. Ek wil jou aandag vestig op
punt. En ons het van die teksverse genoem. Die fossiele opgrawings. Sal jy nou vra, waar kom dit vandaan? Dit mag uit die toenmalige aarde uitkom. Maar die teenswoordige aarde is slegs 6000 jaar, en jy kan het eers 15 vers 45 sê, Adam was die eerste mens. Blaai nou, of kyk nou, of hoor nou Matteus 19 vers 4. Die Fariseërs vra vir Jesus oor die egskeiding. En hy sê, julle nie gesien dat God van die begin af die mens geskaap het. So, die mens is geskape vanaf die begin. Okay, nou waar is die begin? Hebreërs 1 vers 10 sê, dat die aarde is in die begin gegrondves. So met ander woorde, toe die aarde gegrondves is die mens gemaak. En die eerste mens, volgens 1 Korintiërs 5 vers 45 is Adam. En daarom kan daar nie 'n voortsetting wees van ontwikkeling. Ons kom by dag 6. En ek lees by dag 6 die volgende. 3 belangrike dinge wat op dag 6 gebeur. En ek gaan vinnig ten slotte hierdie 3 vir jou wys. Dag 6 se eerste skepping of sê, God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring. Volgens hulle soorte. 'n bees bly 'n bees van ewer af. Julle slim ouens, Gert, julle sal nou weet of ek nonsens praat of ek nou die waarheid praat. Wat gebeur as jy 'n perd en 'n donkie kruis? Wat word hy? 'n muil. Is 'n muil vrugbaar? Hy is steriel. So dit kan nie wees dat dit ontwikkel is uit nie. Want as dit ontwikkel uit is, moet daai volgende produk moet dan steriel wees. En interessant ook as ons nou teruggaan en ek het geluister na Kent Hovind se aanbieding oor die skepping van die aarde en in die opgrawings is daar nêrens iets te vind van hierdie tussenfases. Dis 'n dinosaurus en dan is daar hierdie ding en dan is daar die volgende ding en dan verbeter hy, maar die tussenfase toe dit dan vernietig is, weet ons nie van nie. So waar het hierdie verandering dan plaasgevind? Is daar nie tussenfases is? Met ander woorde, dis geskep soort by soort. 'n ander belangrike ding is, as jy kyk dat die gedrag van diere dieselfde bly. Die neste wat die voëls bou, bly dieselfde. Die skuilings wat die roofdiere gebruik en gebly presies dieselfde. Bye het nog van altyd af hulle byekorrel op dieselfde manier gebou. Want hy's geskep deur God om 'n bepaalde leefwyse te hê. En dit het nie verander of dit het verbeter nie. Interessant, as jy Jesaja 11 lees, dan sal jy sien dat daar 'n tyd op hierdie aarde gaan kom, dat die diere hulle gedrag gaan verander. En die leeu langs die lam gaan lê, en gras vreet soos die os. Maar op hierdie aarde, voor die vrederyk waar Jesus op die aarde koning word, bly die gedrag van diere dieselfde. So, die gedrag van diere verander nooit, totdat God 'n tyd maak, 'n dispensasie maak, waarin dit moet verander. En dis baie, baie interessant. Kom ons gaan na die tweede deel van dag 6 se skepping. Vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis, dat hulle heers oor die visse van die see, die voëls, die vreemde diere. Vers 27. En God het die mens geskape na sy beeld en na sy gelykenis, en hom geskape man en vrou en gesê, wees vrugbaar, vermeerder, onderwerp en heers. Wat is hier belangrik? Hy sê na die beeld van God.
So anderwoorde God, die mens wat God skep in Genesis 1:26 is uniek aan die mens. Dis nie 'n ontwikkeling vanuit nie. God skape die mens na sy beeld, 'n unieke skepping. Maar hy skape ook die mens na sy gelykenis. En dit maak dat die mens die enigste wese is wat 'n verstand het wat hom toerekeningsvatbaar maak. Want jy sal kyk, as hulle sê, die oermense wat daar geleef het soos Bobbejane en soos gedrogte geleef, en hulle het geen verstand gehad om te redeneer nie. Hulle kon nie praat nie en al daai snert. Hier staan dit, God het my nie gemaak uit 'n aap uit nie. Eendag het die kind blykbaar by die huis gekom en gesê, maar hulle sê ons mense kom uit ape. Toe sê man, jou maak uit 'n aap uitkom, en my maak nooit uit 'n aap uitgekom. So sê, verstaan die storie mis. Maar God skape die mens uit die stof van die aarde, en hy gee die mens die opdrag om te heers. Maar hy skep ook hulle in die begin, hoe? Man en vrou. En onthou julle nou die vergelyking van die perd en die donkie se kruising? Dieselfde gebeur hier. 'n man en 'n man kan nie biologies volgens God se orde kinders hê. En daarom skakel dit ook hierdie sonde uit, van dat 'n man saam met 'n man kan bly en 'n vrou saam met 'n vrou. God sê, ek skep hulle uniek. Maar kom ons kom by die laaste, en dit is die voedselvoorsiening. En hierdie is baie interessant. Jy geweet dat ons voorouers almal vegetariërs was. Tot en met die sondvloed. Verder het hier God gesê, ek gee nou aan julle, dis die mens, al die plante wat saad gee, wat op die aarde is, en al die bome wat boomvrugte aan hulle het, wat saad dra. Dit sal julle kos wees. Maar in al die diere van die aarde en die voëls van die hemel en die kruipende diere, waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel. En dit was so. Toe sien God wat hy gemaak het, en dit was goed. En dit was aand en dit was môre, die 6de dag. 'n duidelike onderskeid word gebied diere, groenplante, mense, wat saad dra, is hulle kos en vrugte. Tot en met die sonvloed het die mens nie vleis geëet. En daar was nie 'n skrik vir mense en diere. Dis waarom God dit so bepaal het, dat Noag die diere in die ark kon kry. Omdat daar nie 'n skrik was tussen dier en mens. En dan het ons gelees dat die aarde was uniek bevochtig voor die sonvloed, en dit het gemaak dat mense tot en met die sonvloed 1000 jaar kon leef. En as jy kyk net na die sonvloed, lewe hulle maar honderde jare. Maar dan kom weer 'n tyd in die vrederyk wanneer mense honderde jaar oud gaan wees. Ons sluit af. Ek kom by dag 7. Dag 7 lees ek Genesis 2 vers 1. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. God het die 7de dag van sy werk voltooi, wat hy gemaak het, om die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. Wat is belangrik? Die aarde het na dag 6 nie weer iets bygekry nie. Want God het gestop. En die oomblik toe God stop, is alles klaar en God is tevrede met wat hy gemaak het, en hy het teruggestaan en hom in sy skepping verlustig, daarmee gemeenskap gehad en dit onderhou. En God het die 7de dag geseën en het geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat hy geskape het, deur dit te maak. So die 7de dag is die voltooiing van die herskepping en God rus. Nie omdat hy moeg was nie, maar omdat alles afgehandel is.
Hy sit terug en hy geniet. En hy kyk en hy ordeneer en hier kom die son. En die son wat vanmôre opgekom wat ons nie gesien het nie, het hy vanmôre 6:30 laat opkom. En getrou aan sy skepping, dit vir ons onsigbaar gemaak tot nou. Maar die son was daar. En toe die mens in sonde val, en ons gaan later hieroor, die volgende keer hieroor praat, dat die val van die mens beëindig God se rus. God kan nie meer rus oor sy skepping nie. Want sy skepping is in wanorde deur sonde. En daarom moes hy sy seun gestuur het. Daarom moes God mens kom word, sodat hy kan sterwe vir ons, en ons as 'n nuwe skepping weer in sy rus kan ingaan. En daarom is daar vir ons geen ander rus as om 'n nuwe skepsel te word. En dis wat hierdie 7de dag so uiters belangrik en noodsaaklik maak. En nou maak die mens 'n stryd daaroor van of ons moet die 6de of die 7de dag aanbid of moet ons op die 1ste dag aanbid. Maar God sê, ek kan nie rus op die 7de dag nie. Want toe die mens sonde doen, is my rus en my skepingsgemeenskap vernietig. En nou kom sterf ek aan 'n kruis, sodat wanneer jy my kies, ons twee rus kan hê. Ons weer gemeenskap kan hê. En ek beheer kan vat vir die onderhoud en die voortbestaan van jou lewe. En dit is vanmôre wat gebeur het as ons na die skepping kyk van die teenswoordige aarde. Ek hoop dat die Here hierdie woord in ons harte sal seën. Here, baie dankie dat ons vanmôre ook by die opening van u woord lig kan kry. Here, daar is soveel dieptes. Daar is soveel wonderlikheid, maar dankie dat u beheer het oor wat u gedoen het. En toe die mens sonde doen, Here, het dit u nie onkant betrap nie. Maar Here, jy het alreeds, soos wat u woord sê, voor die grondlegging van die aarde af, was u bereid gewees dat wanneer die mens teen u draai, dat daar vir hom uitkoms is. Dat die gevolge van iemand se sonde nie vir ewig op my sal rus nie. Maar dat ek 'n kans het om 'n keuse te maak. Om u uit vrye wil te dien. En uit vrye wil met u gemeenskap te hê. En uit vrye wil my lewe aan u te gee. Sodat u dit kan beheer. Baie, baie dankie dat u met hierdie skepping vir ons soveel wonderlikhede gegee het. Here, ons kan nie genoeg kry, alhoewel dit deur sonde verdorwe is. Here, aanbid ons u vir die grootheid van u woord. Die heerlikheid van u gees. En die krag van verlossing. Wat ons terug wil bring in 'n verhouding met God. Ons aanbid u en ons eer u. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan kans gee vir die opneem van die offergawe.